die Heilige Gees in en deur my? En hoe luister ek na God se stem? Dit is die vraag wat ons gaan antwoord in hierdie 8 weke reeks Lewe in Hoë Definisie. Maar voordat ons in die woord inspring, wil ek eers 'n paar stukkies kommunikasie na jou toe bring. In ons aanddienstye van 7:30 tot 7:30 gaan ons vir die volgende 6 weke kuier rondom hierdie tema eindtyd gebeure. Waar ons vra soos, is hierdie die einde? Wat van die wegraping? Wat is God mee besig in ons wêreld? Ons wil graag lewe kom inblaas in hierdie vraag wat dalk in jou hart is, sodat ek en jy die lewe kan navigate in hierdie tye met wysheid en met die woord agter ons. So ek wil jou nooi, skryf in daarvoor, registreer asseblief in die skakel hieronder, sodat jy die Zoom inligting kan kry, sodat jy deel kan wees van hierdie Zoom kuiertjie. Martina Steffen is ons gasspreker vir hierdie 6 weke. En ek sien regtig uit om saam met jou te kyk na hierdie vraag en hoe ek en jy onsself belyn in dit. Dan ook na die aankondiging van ons president, het hy gesê ons is besig om terug te beweeg, dat ons kan saam as kerk weer bymekaar kom in ons dienste. En ons gaan in die volgende 2 weke, is ons net besig om onsself die dinge te bespreek en te beplan hoe ons dit gaan doen. En ons sal kommunikasie deurgee na jou toe. So ek wil vir jou vra, maak seker dat jy op al ons sosiale media platforms is, sodat jy die nodige inligting kan kry. En as ek jou e-mailadres kan kry, wil jy nie dit net vir my stuur na my persoonlike e-pos, sodat ek kan seker maak jy is ingebind in al die kommunikasie vir die pad vorentoe. Na aanleiding van dit wat ons president ook gesê het, hy vir ons as liggame en as kerke gevra om saam te bid. En vandag, die 31 Mei, is daar 'n nasionale gebedstyd. En ek wil vir jou vra of jy nie saam met ons sal bid vir die volgende 3 dinge. Heel eerstens wil ons bid vir goddelike wysheid vir ons president en vir al die leierskap in ons land, dat die besluite wat gemaak word, gelei sal wees deur God se Gees. Tweedens wil ek vir jou vra om saam met ons te bid, soos wat ons kerk hervat, dat die Here vir ons sal wysheid gee en insig en kreatiwiteit om kerk te doen, soos wat ons nog nooit dit voorheen gedoen het. En ons het regtig nodig om as liggaam saam te staan en die Here te vertrou daarvoor. En derdens weet ek, daar's mense wat so swaar kry in hierdie tyd, die onsekerhede, die besighede wat sukkel ensovoorts. Wil ons net bid vir Here se bonatuurlike voorsiening ook in hierdie tyd. Laat die Here deure sal oopmaak op plekke waar ons nie voorheen gesien het nie, en laat die Here sal kom voorsien vir ons as gemeente. Kan ons die volgende 3 minute vat en so as gemeente nou saam bid vir ons land. You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation. You're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation. You're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. You are. There is no one like our
Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. We will sing, we will dance, till the earth echoes the heavens. Sing His praise, till we see the other side. We belong to the light when the night is at its darkest. Just hold on, for the dawn will soon arrive. And can you feel the winds are changing? There's a new day on the rise, and the atmosphere is breaking as a new world comes to life. And we will sing, we will dance, till the earth echoes the heavens. Sing His praise, till we see the other side. The night is at its darkest. Just hold on, for the dawn will soon arrive. Can you feel the winds are changing? There's a new day on the rise, and the atmosphere is breaking as a new world comes to life. And we will sing, we will dance, till the earth echoes the heavens. Sing His praise, till we see the other side. Yeah, yeah. Whoa, 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 yeah, yeah. So, whoa, whoa, feeling the darkness won't last very long. Oh, I've got a feeling the darkness won't last very long. Oh no. Oh, I've got a feeling the darkness won't last very long. Oh, I've got a feeling the darkness won't last very long. Oh, I've got a feeling the darkness won't last very long. Oh, I've got a feeling the darkness won't last very long. Oh no. Oh, I've got a feeling the darkness won't last very long. Yes, I've got a feeling the darkness won't last very long. There's a new day on the rise, and the enemy is shaking as the graveyard spring to life. So we will sing, we will dance, till the earth echoes the heavens. We'll sing His praise, till we see the other side. So let us sleep in world awakening. There's a new day on the rise, and the enemy is shaking as the graveyard spring the light.
Let us sleep in world awaken. There's a new day on the rise, and the enemy is shaking as the graveyards bring the life. Let us sleep in world awaken. There's a new day on the rise, and the enemy is shaking as the graveyards bring the life. And we will sing, we will dance till the earth echoes the heavens. Sing His praise till we see the other side. Yeah, yeah. Oh, oh, Dankie dat ons kan bid vir wysheid vir ons leierskap. Vader, dankie dat U besig is om kreatiwiteit los te maak rondom kerk en hoe ons kerk doen. En Vader, ek dankie dat U besig is om die Gees in te blaas in ons lewens in, sodat ons kerk en gemeenskap beleef soos nooit tevore. Vader, ons wil net weer eens kom erken dat U is die voorsiener in ons lewens, Here, dat U bonatuurlik sal kom voorsien vir besighede, vir skole, vir individue wat regtig deur moeilike tye gaan. Vader, dankie dat ons kan staan op hierdie rots, wat Christus is ons bron. En Vader, dankie dat ons U kan vertrou, dat U besig is om bonatuurlik vir ons voorsiening te bring. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ek wil ook nou vir jou die geleentheid gee om jou finansiële bydrae te bring tot dit wat die Here deur ons as gemeente kom doen in ons stad. Ek wil vir jou dankie sê dat jy besig is om saam die Here te vertrou vir dit wat ons mee besig is en dat jy ook ingekoop is in dit wat die Here deur ons kom doen. Jy sal sien hier is verskillende maniere hoe jy kan gee en ek weet hierdie is jou geloofsjourney ook in hierdie tyd. Ek dank jy daarvoor dat jy jouself so ook betrokke maak met jou tyd, met jou talente, maar ook met jou hulpbronne om dit in te saai in ons bediening. Ons gaan nou afskop met ons reeks en ek Henny Verviers, die leier van ons Helderberg kampus, maar ook die zoneleier van die hele Port Elizabeth en Kaapstad zone van Doxadaya. Hy gaan vandag saam met ons inklim in hierdie woord en saam die woord ontdek oor hoe ek en jy volgers is van Jesus en hoe om sy stem hoor, maak nie saak waar ons is. Ek weet jy gaan hierdie geniet, so maak seker jy het jou notaboekie, maak jou Bybel oop en luister lekker saam. So, toe ek baie jonk was, het ons 6:00 in die aand 'n hele gehoor van maatjies gehad wat saam met ons in die sitkamer spits gereed gesit het, want Haas Das se nuuskas het 6:00 begin. En dit was nie net my maats nie, dit was sommer die bure, die volwassenes en ouma en oupa en almal saam, want ons was bevoorreg om een van die eerste mense in ons straat te wees wat 'n TV gekoop het. Dit was 'n swart en wit TV, maar dit was die beste ding na Toast wat ontdek was, hierdie TV. En interessant genoeg, as ek vandag terugdink, hoe die lewe en tegnologie ontwikkel het. Nou het ons die voorreg om op soveel beter skerms in hoë definisie beeld en kleur en klank te beleef en te aanskou en dit voel so ver verwyderd van daai oomblikke toe ons Haas Das gekyk het. Die kwaliteit van dit. Ons kop 'n reeks af wat ons noem Living in High Definition. Hierdie reeks gaan oor die Heilige Gees wat in so mate in ons lewe kom werk en funksioneer dat dit ons vat na 'n ware identiteit toe van ons kindskap in God, 'n verstaan, 'n ontdekking van dis wat God oor my lewe kom sê, dis wie ek in hom is, maar bovenal gaan ons 'n bietjie fokus op die persoon van die Heilige Gees, sy rol en sy werking in ons lewe. Vandag spesifiek gaan ons praat oor die feit dat ek en jy die vermoë om God se stem te hoor. En die Heilige Gees wat met ons wil praat. En ek dink ons het veral in hierdie tyd nodig, juis om sy stem baie, baie goed te kan hoor. Hier is vir jou 'n belangrike vraag. As jy vandag moet sê, volgens jou, wat is die grootste verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige? Wat sou jou antwoord wees? Ek dink is eenvoudig.
Die grootste verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige is die feit dat 'n gelowige leef in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Daar's iets van hierdie verhouding met hom en in hierdie verhouding, hierdie persoonlike verhouding is een van die goed wat ek beleef, nie alleen dat my sonde vergewe is en ek die regte verhouding met God die Vader staan nie, maar in hierdie verhouding is daar kommunikasie. Daar is tyd met God waar ek met hom kan praat en hy met my. Dis die ding van 'n verhouding. Enige verhouding bestaan uit goeie kommunikasie. Nou, Jesus kom op 'n stadium in Johannes 10 en hy vergelyk homself met die goeie herder. Hier's wat hy sê en ek lees vir jou uit Johannes 10 en ons gaan begin daar by die 3de vers. Hy sê, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. En wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Daar's iets wat Jesus wil kommunikeer. Hy sê, jy gaan my stem ken. Gaan nie 'n vreemde konsep wees nie. Hierdie gaan iets wees wat jy kan doen. Jy gaan my stem ken. Dis 'n kwaliteit wat saam met volg my gaan gepaard gaan. En dan in die 16de vers dan sê hy, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Nou, van wie praat hy? Hy praat van op hierdie stadium wat hy praat van ek is die goeie herder of ek is die herder en hulle ken my stem, praat hy met die Jode. Maar nou kom hy en terwyl hy praat dan sê hy, maar ek wil vir julle sê, daar's ook hulle wat nie Jode is nie. En dan sê hy, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. En ek is so dankbaar dat ek en jy vandag ook ingesluit is in hierdie kudde, in hierdie herder se groepering van sy skape wat sy stem hoor en daarop kan reageer en dat hy ons ook volg of ons hom volg. Nou kom hy in vers 27 en hy sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. En oor is Jesus besig om te sê, ek is die goeie herder en my skape sal my stem ken, hulle sal hoor, ek sal hulle lei en hulle sal weet wanneer ek met hulle praat, daar sal hierdie kommunikasie tussen ons wees. Ek wil vandag 'n belangrike stelling maak. Hier is die stelling. Om te hoor, om God se stem te hoor, is nie iets wat ons doen nie. Dis die resultaat van wie ons is. Miskien kan ek dit weer sê. Om te hoor is nie iets wat ons doen nie, dis die resultaat van wie ons is. God het ons geskaap, hy het ons uniek aan mekaar gesit en met die intensie van verhouding. En in hierdie verhouding is daar kommunikasie. So as ons vanmôre praat oor die hele gedagte van om sy stem te hoor, die vermoë om sy stem te hoor, is die eerste punt wat ek vanmôre wil maak is, dat ek en jou hierdie vermoë om te hoor, dis ingebore. Dis daar, God het dit klaar in ons gesit, dis in ons verweef, in ons DNA, klaar vasgevat. God kom en hy het van die begin af gesê, ek begeer om verhouding met die mens te hê. En ek maak hom na my beeld en na my gelykenis en in daardie konteks sê hy, gaan daar ook kommunikasie wees, gaan ons met mekaar praat. En ek dink dit is wat ons onderskei van enige skepping of skepsel van God, is die feit dat ons die vermoë het om te kommunikeer. Nie net met mekaar, mens tot mens nie, waar ons diepste hart kan ontbloot en oopmaak en praat nie, maar ook met God. Ons kan met hom praat, ons kan met hom kommunikeer. Dit maak ons soveel anderste van die diereryk. Nou, ek is oortuig van dat die diereryk het in 'n minder en 'n meerder mate vermoë om te kommunikeer met mekaar. Kom ek vertel jou die maklikste voorbeeld. Zelda het 'n hond. Felix is die hond se naam. Nou ek noem vir Felix Floetjie. Daar's 'n rede hoekom ek hom Floetjie noem,
Maar Zelda moet dit maar verduidelik. Nou Flootjie is ek baie lief voor. En Flootjie kom kuier baie keer by ons. Nou Flootjie verstaan nie baie woorde nie. Maar hy is een van die braaitbrakkies wat ek ken. Hy is een van daai ouetjies wat net verstaan. Hy is asof hy meer verstaan as die average hond. Maar in sy meer verstaan het hy nog steeds nie die vermoë om diepgaande kommunikasie met my te geniet nie. Nou, hier is die ding wat ek weet wat Flootjie dadelik weet. Ek sê net hierdie sin, wil jy see toe gaan? En as ek daai woorde sê, is sy ore op en hy is up en arms en hy begin rond te trippel en hy hardloop benoud en in die hardloop soek hy sy bal want hy weet daai woorde wil jy see toe gaan beteken, ons gaan bal speel, ons gaan op die strand wees, ons gaan see toe. Maar dis basies die kommunikasie wat ek dink Flootjie verstaan van my kant af en as jy vir Zelda vra, wel ek dink Zelda diepgaande gesprekke. En hy is 'n bietjie 'n brat want hy is die enigste kind, maar is Zelda se kind. Honde beperkte gesprek vermoë. Het beperkte kommunikasie vermoë. Enige dier, maar ek en jy so anderste. God het ons gemaak met die vermoë om diepgaande gesprekke. Dis ingebore. Tweede punt wat ek wil maak is dat wanneer dit kom by die vermoë om God te hoor, is dit belangrik dat ons sal verstaan, ons leer ook om dit te doen. Dit klink amper kontrasterend, nee, want ek het nou net gesê, dis ingebore. Maar ons leer ook om dit te doen. So wat bedoel ek daarmee? Kom ons vat kinders. Kinders word gebore met die vermoë om te kan kommunikeer. Dis ingebore, is daar, die vermoë is daar. Maar soos wat hulle opgroei, leer hulle aan om woorde te gebruik. Hulle kry 'n woordeskat, hulle leer 'n taal, hulle leer hoe om woorde en wat 'n volgorde om dit te gebruik. Hulle leer om te kommunikeer. Daar's iets van om te leer en is baie interessant, jy weet op 'n stadium, Jesus dan kommunikeer hy met sy Vader, hy is besig om te bid. En die disippels weet dat Jesus het vir iets baie spesifiek, vir 'n baie spesifieke missie aarde toe gekom, maar wanneer hy ook al 'n tyd van gebed spandeer het, met sy Vader spandeer het, het dit nie noodwendig gegaan oor 'n lys van versoeke en petisie en goed wat hy met die Vader die hele tyd bespreek het nie. Dit was so anderste. In Jesus se kommunikasie met die Vader was daar iets van 'n fellowship. Iets van nie net praat nie, maar iets van hoor, iets van luister. En ek dink dis die krag van gebed in Jesus wat vir ons leer oor die Onse Vader, is dat een van die goed is dat in gebed is dit baie meer om my petisie en my versigtinge vir die Here te bring, dank die Here ons kan dit doen, maar baie meer is dit, dis dat daar ook iets beduidends in die gebedservaring gebeur, waar ek sy stem hoor. Hy praat met my, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde, praat met my Here, help my om insig te kry, help my om te verstaan wat u sê, en Here, bovenal, ek wil nie 'n lys van petisie vir u bring, en u oortuig van my saak nie, maar ek is hier om vandag uit te vind, wat sê u oor dit, en ek buig na u wil toe, en nie u na my wil toe nie, laat u wil geskied. Daar's iets van, praat met my Here, kommunikeer met my. Ek dink dit is so belangrik om te verstaan dat ons nie net 'n tyd maak van versoekerig voor die Here as dit kom by gebed nie. Jy weet, party van ons moet waarskynlik die skill aanleer om beter te luister. Jy weet, ek is 'n ekstrovert en as ek my weer kry, dan besef ek, jy weet, ek is partykeer spyt oor die goed wat ek nie moes sê nie, en introverte is spyt oor die goed wat hulle moes gesê het, maar nie gesê het nie. Maar ek dink ons almal kan leer om beter te luister. Ek onthou jare terug, my ma het 'n vriendin gehad. Ek gaan nie haar naam sê nie. Maar die tannie, as sy geskakel het op die foon, het dit 1 uur tot 2 ure aangehou en sy kon gepraat het. So, my ma het kuiermense, my ma het kuiermense, en die tannie bel. En sonder dat my ma dit weet, antwoord sy die foon, is die tannie, en sy probeer om so hoflik as moontlik die gesprek te eindig, maar sy kry dit nie reg nie, en toe naderhand het sy nie die hart om te sê, maar ons het mense wat wag, en sy besluit sy gaan maak of dit 'n kortsluitingkie is 'n onderbreking op die lyn, en sy trek die foon so hier by die muur, trek sy hom uit die draad,
en hy's dood en sy los hom en sy gaan kuier saam. En 20 minute later besef sy, maar hoorie, sy moet ook net weer die telefoon gaan insit, net nou bel iemand of soek iemand ons dringend, en dan is die foon nie ingedruk nie, en sy gaan terug, druk die foon in, en hoor of hy krrr, en toe sy hom so optel, toe is die tannie nog hard aan die gesels, en het nie eens agtergekom nie, en ek dink die probleem is, ons raak partykeer so aan die gesels, aan die praat, aan die verduidelik, dat ons nie agterkom en hoor, God sê, hier is wat ek wil sê oor dit. Hier is my stem. Ek wil terugkommunikeer met jou. En dis iets wat ons kan leer om te doen. Ons moet leer om sy stem te hoor. Eddie Gossage, hy is die president van die Texas Motor Speedway. Hy vertel hierdie storie. Hy sê, hy het altyd gehoor hoe mense sê, hulle hoor God se stem. En dit het hom laat wonder, maar hoekom hoor hy nie God se stem nie? En dit het hom bekommerd gemaak, en hy het met sy pastoor gaan praat, en sy pastoor het vir hom gesê, ek is so bekommerd, want ek hoor jy sê, ek hoor die Here, maar ek hoor nie die Here se stem nie. En ek wil graag sy stem hoor, en wat moet ek doen? En hier was goeie raad, eenvoudige raad. Hy sê, goed, hier is wat jy moet doen. Hy sê, in jou tyd van aanbidding, wanneer jy die Here aanbid, wanneer jy Bybel lees, wanneer jy bid, gaan skryf neer, na wat jy gelees het in die Bybel, as jy klaar is, gaan en skryf neer wat jy dink God vir jou in daardie oomblikke sê, deur die skrif, ensovoorts. Skryf neer wat jy dink. 2 weke het verbygegaan, en toe hulle mekaar weer sien, hy is so verlig, hy sê, ek wil vir jou sê, iets het incredible in my lewe gebeur. Ek het begin leer om regtig God se stem te hoor. Ek dink ek weet hoe hy praat, en ek oefen my daarin, en hoe meer ek oefen om sy stem te hoor, hoe meer kom ek agter, God wil praat, en hy praat gedurig met my. Nou, ek dink daar's 'n derde ding wat belangrik is, en dit is dat in God, die gedagte dat hy met ons wil praat, is daar ook iets van dit word volwasse. Dit groei na volwassenheid toe, om sy stem te hoor. Ek leer om dit te doen, maar dit groei ook na 'n plek van volwassenheid toe. Jy sien, is belangrik om te verstaan, die vermoë is daar, ek kan dit leer, maar ek moet ook volwasse raak. En dit weer eens terug na die voorbeeld van kinders. Kinders kan die hoërste en verkeerdste goed sê op die verkeerdste tye. Nagel Meiburg, een van ons worship leiers, hy's nou een van ons campuspastore in Doxdale, maar hy was saam met my in Port Elizabeth, was hy die aanbiddingsleier gewees. En in daai tyd het ons deur 'n geweldige woelige tyd gegaan. Ons het verskriklik hard gewerk, en dit was baie bedrywig gewees. En Nagel vertel, hy sê eendag, hy kan net nie meer nie, hy is so moeg, en hy ry net huis toe, en hy besluit, hy gaan vir 'n uur lank op die bed lê, en hy sê vir sy kinders, asseblief, maar net die pla nie, moenie nou die fone antwoord nie, asseblief, ek wil net vir 'n uur rus. En die volgende oomblik lei die klokkie of as dit klop teen die deur, en sy seentjie Kian, wat toe nou baie klein was op daai stadium, loer so uit by die venster van bo af, en hy sien hierdie tannie, wat 'n tannie van die gemeente is, of van die kampus, en hy skree vir haar van die ruit af. Tannie, my pa het gesê, dat ek moet vir almal sê, hy is nie hier nie, want hy slaap nou. Nou, kinders kan verkeerde goed op verkeerde tye sê. En net soos wat kinders die skill van kommunikasie moet aanleer en volwasse moet word in dit, moet ons dit ook doen. Dallas Willard, hy praat, hy sê, hy praat oor hearing God's voice, en dit bring ons by 3 filosofieë van onvolwasse hoor. En Dallas Willard, hy sê, daar's ouens, hy praat van die begrip van a message a minute. Elke minuut, praat God. Daar's ouens wat die hele tyd sê, die Here het vir my dit gesê, die Here het vir my dit gesê, die Here het vir my die gesê, die Here het vir my hierdie gesê. En God kan met ons praat, maar hier's wat ek dink, is dat God begeer dat ons so sal ontwikkel in hom, met ons karakter, ons identiteit vasgemaak in hom, dat ons sy hartklop natuurlik sal ken, sal verstaan. Ek bedoel, wie van julle sal gedurig deur vir jou kinders instruksies wil gee? Wie sal dit wil doen as hulle al op 40 is? Om die hele tyd te sê, nou die, nou daai, nou die, nou dit. Ek dink jy sou iets wil hê van, hey,
Jy weet wie jy is, en jy weet hoe ek voel hieroor. Dis nou tyd dat jy ook self oor dit dink en self sal besluite neem. Daar's iets van 'n stuk volwasse word, geanker in die woord, want terloops, wat jy van die Here hoor, sal nie kontrasterend wees met die waarhede van die skrif nie. Die skrif sal dit altyd ondersteun. So as jy iets hoor wat nie deur die skrif ondersteun word nie, wel, dan moet jy mooi gaan dink, het jy regtig die regte ding gehoor? Sien, hier is die ding. Die doel van kommunikasie met God is nie sodat God vir jou die hele tyd instruksie sal gee nie. God begeer fellowship en nie instruksie met jou nie. Hy begeer, natuurlik gaan hy vir ons sê wat om te doen en op te tree, maar die hoofsaak van kommunikasie met 'n liefdevolle Vader is vir die fellowship, vir die ontdekking van wie ek is en wie hy is in my lewe. So, onvolwasse kommunikasie is die boodskap elke minuut, God sê dit, God sê daai, God sê hierdie. En dan het jy natuurlik die ander filosofie van onvolwasse kommunikasie of onvolwasse hoor, en is die mik en druk beginsel. Dis daai wat jy die Bybel vat, jy slaan hom oop en jy druk jou vinger op die Bybel en jy lees. Nou, ek weet die Here het al so met baie van ons gewerk, en God kan op enige manier werk, want hy's God. Dit is altyd die beste manier om so verwysing te hê van om God se stem te probeer hoor nie. Dit laat my dink aan die ou wat 'n moeilike vrou gehad het. Dit was dit moeilik. Sy het klaar tot 'n kunsvorm vervolmaak en hy het net gesê, ag Here, U moet my nou help. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Sy's altyd net een chippie ver weg van 'n Happy Meal af. Vat ook die Bybel en hy vat sy vinger en hy druk hom so op 'n skrifgedeelte. En toe hy het lees, toe staan daar, laat staan jou esel hier en trek jy verder. So, wees versigtig dat jy dink dat God op hierdie manier die hele tyd praat, want hy hoef nie, en baie keer doen hy ook nie. Hy kan, maar ek dink God wil praat, en in die praat begeer God dat daar volwassenheid sal kom, gerigsteen deur die woord in jou lewe. 'n derde onvolwasse benadering is natuurlik die keisera oomblik. Dis in daardie oomblikke wat jy sê, ag jy weet wat ek ook al besluit, goed sal werk soos dit moet werk. Jy weet keisera, whatever will be, will be. En ek is nie seker of dit die waarheid is, en inteendeel, ek weet is nie die waarheid nie. Want wat jy kan kies, kan ook nie sy wil wees nie. Jy kan ook verkeerd kies. Jy kan ook 'n verkeerde besluit neem. En dit kan ook wees dat dit nie is wat God wil nie. Daarom, om te hoor, ja, dis ingebore. Jy kan dit aanleer ook, soos dat 'n kind leer. Maar dit is iets wat jy leer om te ontdek wat reeds daar gesit is deur God. En dan natuurlik groei dit na 'n plek van volwassenheid. My vraag aan jou is jy is jy 'n skaap en volg jy die herder? Ek gaan vir Antoinette nooi om vir ons 'n skrifgedeelte te kom lees. En wanneer Antoinette hierdie skrifgedeelte klaar gelees het, gaan ons luister na 'n bedieningslied. En in hierdie bedieningslied wil ek vir jou vra, sal jy bereid wees om jou oë te sluit terwyl jy na hierdie lied luister? En sal jy in daardie oomblikke van oë sluit vra, Here, wat sê U? Ek wil U stem hoor. Wat sê U oor my lewe? Wat sê U oor my situasie waar ek my nou in bevind? Wat sê U oor my kinders? Wat sê U oor my toekoms? Wat sê U oor my loopbaan? Wat is U stem nou in my lewe? If you love me, show it by doing what I've told you. I will talk to the Father and He'll provide you another friend so that you will always have someone with you. This friend is the Spirit of truth. The godless world can't take Him in because it doesn't have eyes to see Him and doesn't know what to look for. But you know Him already because He has been staying with you and will even be in you. And then Judas, not Iscariot, said, Master,
Why is it that you are about to make yourself plain to us, but not to the world? And Jesus said, because a loveless world is a sightless world. And if anyone loves me, he will carefully keep my word, and my Father will love him, and we will move right into the neighborhood. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of those who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou geseën het en jou hart oopgemaak het om die volgende tree te neem in jou geestelike groei. Maar hier is 'n persoonlike uitnodiging vir jou. Indien jy gebed nodig het, wil ons jou nooi om dadelik met een van ons spanlede te skakel. Ons wil graag jou bemoedig en bystaan. Neem asseblief vrymoedigheid. Sterkte met die week en ons sien jou volgende week.